Christene is nie immuun teen bekommernis oor oud word nie. Dit is belangrik om jou fokus te verskuif van die vrees vir jou fisieke agteruitgang na die onveranderlike beloftes van die Here se persoonlike versorging. Die skrif herinner jou voortdurend dat wie jy is, nie aan jou liggaamskrag gekoppel is nie. Jy weet Jesaja 46 vers 4 herinner ons aan God se belofte om jou te onderhou en te dra, selfs tot in jou grysheid. Psalm 92 vers 14 verseker gelowiges dat hulle selfs op hoë ouderdom nog vrugte sal dra en lewenskragtig sal bly. Daarom moet jy aanvaar wat Spreuke 16 vers 31 sê, dat grys hare 'n kroon is, waardeur 'n regverdige lewe verkry word. Ek wil hê jy moet staat maak op daardie pragtige woorde in 2 Korintiërs 12 vers 9, dat God se krag in jou fisieke swakheid tot volle werking kom. Iemand skryf vir my die volgende: Ek het 'n onlangse foto van myself deur kunsmatige intelligensie laat verouder. En ek het gevra, hoe gaan ek oor 20 jaar lyk? Die resultaat is 'n gryskop persoon, vol plooie en sonvlekke. Ek het aan die foto gekyk en myself afgevra, hoe wil ek wees as ek so lyk? Hoe wil ek hê moet mense my dan beleef? Wat sal maak dat my kinders en kleinkinders graag by my wil wees? Wat kan ek nou doen om so 'n persoon te word? Die persoon in die foto het ernstig gelyk en daarom het ek vir AI gevra om die foto te laat glimlag. Wat 'n verskil het dit nie gemaak nie. So my eerste doel is om meer te glimlag, meer tevrede te wees, minder krities en pessimisties. Hoekom sal mense deel van my lewe wil wees wanneer ek oud is? Ek wil oefen om teenwoordig te wees. Wanneer mense in my geselskap is, wil ek my foon en sosiale media wegsit, aan hulle al my aandag gee. Ek wil nie heeltyd die verlede ophaal nie, maar op die hede fokus. Ek gaan net 'n impak in 'n ander se lewe kan hê as ek belangstel in wat hulle doen en daarom moet ek tred hou met wat aangaan in vandag se lewe. Ek wil oefen om meer te luister, minder te praat. In 'n gesprek wil ek die tegniek oefen om te sê wat ek hoor, nie wat ek dink nie. Nou wat van al die bekommernis oor finansiële versorging en gesondheid? Ek wil nou oefen om die Here te vertrou vir al my behoeftes. Ek wil hom vra vir wysheid vir die beplanning van die toekoms. Ek wil oor 20 jaar 'n bejaarde wees wat elke dag in afhanklikheid van die Here lewe en nou al leer om my bekommernisse voor sy voete te kan lê. Ek het gewonder hoe ek wil hê my huweliksverhouding moet wees op daardie ouderdom. Ons wil mos mekaar se maats wees, tevrede in mekaar se teenwoordigheid en saam die Here dien. Daarom wil ek oefen om minder foute soek, meer te aanvaar, in te bou in ons vriendskap vir mekaar. Ek wil ook baie graag, solank as moontlik, onafhanklik en fisies gesond wees. Daarom gaan ek meer gereeld stap, die gimnasium besoek, gesond eet. Ag, ek ken myself. Ek is nie altyd 'n maklike mens nie. Ek is krities, pessimisties, bekommerd, soms depressief. Hoe gaan ek kan verander en verseker dat ek oor 20 jaar iemand is by wie ander wil kom en nog iets beteken? Ek het die Here nodig om dit in my te werk. Die Hebreërs 13 vers 21 is 'n wonderlike belofte. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Kom ons bid saam. Here, ons wil nie bang wees vir die ouderdom nie. Ons wil uitsien dat U ons versorg. Amen.